Iemand het eendag vir Dallas Willard gevra of hy ooit gestop het, of hy opgehou het om 'n disipelmaker of 'n disipel van Christus te wees. En iemand het hom in die laaste maande van sy lewe die vraag gevra. En sy antwoord was, plenty of times. In my years with Jesus, plenty of times. The moment I stopped learning, I stopped being a disciple. Maak nie saak of jy leer uit net een eenvoudige sinnetjie wat jy vandag hoor, of wat jy hoor ergens waar jy onder die woord van die Here sit. Maak seker dat jy altyd leer. Om Jesus, om eintlik so naby as moontlik in Jesus se spore te volg. Sien jouself stap in die stofpaadjie agter Jesus aan. Maak seker dat jy so naby aan hom stap dat sy stof op jou skoene val. Sy stof op jou klere val. Laat sy stof in jou gesig kom vassit. Kom ons maak altyd seker dat ons leer. Ek het al so baie by julle geleer. Soveel geleenthede in my lewe gehad oor die afgelope klompie jare waar ek iets by een van julle kon leer. Ons gaan weer kyk na die boek Sagaria en dit begin nou eintlik so tipe van 'n reeks raak. Ons gaan vandag kyk na Sagaria 4, hoofstuk 4. En is eintlik 'n baie, dink ek, fundamentele oomblik vir ons om te kan kyk na 'n boek soos hierdie, die boek Sagaria, en die vraag kan vra, hoe het Sagaria dit reg gekry om 'n groep mense weer te laat herleef, te laat ontwaak, en om weer te bou aan die koninkryk van God. Hulle het as ware kom bou aan die tempel, maar ons weet, hy het eintlik gesê, kom bou aan my koninkryk. En so, in al hierdie hoofstukke is die vraag, en is baie interessant julle, ek het dit eintlik in die afgelope 3 weke besef, die woord waarmee ons nou besig is, daai is hoe ons kalender lyk, bouers, elke rol vol. Maak seker dat elkeen van ons plek inneem in hierdie bouproses van die koninkryk van God. En dis presies waaroor die boek van Sagaria gaan. Wat kan ons leer hieruit? Om ons almal te help om voortdurend te herleef in ons geestelike lewe, in ons verhouding met Jesus Christus, om te ontwaak, om nooit in die slaap te raak nie, om altyd besig te wees om te ontwaak, vorentoe te beweeg en om altyd aan die brand te wees vir die Here Jesus. Want dit is wat Haggai en Sagaria as profete kom doen het, is om die volk aan te moedig. Ontwaak julle, herleef. Kom ons bou weer die tempel, kom ons gaan aan met die werk van die Here. Hulle het hulle aangemoedig om aan te hou bou. So die tema van vandag, as ek 'n tema moes kies, sou waarskynlik iets wees soos moenie 'n klein begin of 'n stadige begin of 'n geringe begin minag nie. Selfs nie 'n mislukte begin nie. Moenie dit minag nie. Dalk het jy ergens in jou lewe 'n start gemaak in jou verhouding met die Here Jesus Christus en jy kon net nie volhou nie en jy het bietjie teruggeval en het vir jou weer net 'n tipe van 'n gewoonte geraak of selfs nie eers meer 'n gewoonte nie. Moenie minag dit wat die Here begin doen het in jou lewe nie. Ag, en ek wil vir julle vanoggend sê, ek hoop regtig, ek wil jou nie nou laat ongemaklik voel nie, maar ek hoop julle bring julle Bybel saam. Ek hoop julle bring julle, as julle julle tablet saambring, dat julle kan aantekeninge maak daarop, of julle fone of waar ook al, want dit is hoe ons leer. Dit is wanneer ons notas maak oor dit wat ons hoor, en ons gaan partykeer terug daarna, en dan sien ons hoe openbaar die Here dinge aan ons. En want die Here het iets nodig, nê? Hy het 'n swaard nodig in ons lewens.
Hy het 'n swaard nodig om in ons lewens aan die werk te wees, sodat hy kan openbaar wat hy aan ons sê elke dag. So, as ons nie die woord van God in ons het nie, as ons dit nie lees nie, dan is dit asof die gees van God is soos, hallo, ek wil met jou praat. Sagaria 4, van vers 1 tot 14, net 14 vers in die hoofstuk. En ons lees die volgende. En die engel wat met my gespreek het, het teruggekom en my gewek soos 'n man wat uit die slaap opgewek word. Dis nou Sagaria wat aan die woord is, né? Hy skryf hierdie boek. Vers 2. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek sien daar 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo oor hom, en sy 7 lampe op hom, telkens 7 aanvoerpype loop na die lampie wat bo oor hom is. Ook 2 olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan. Goed. Nou weet ek, as jy dalk soos ek is, as ek gedeeltes soos hierdie in die woord lees, dan moet ek dit gewoonlik 4-5 keer lees om net 'n prentjie te probeer vorm van wat lees ek nou hier? Wat moet ek sien? Nou, ek het vir julle 'n prentjie gaan soek. Die beste prentjie wat ek kon kry, daar's eintlik 2 wat ek op 'n manier kon kry, maar kom ons kyk net eers na hierdie een. Dan lees ek hierdie gedeelte nou weer, dan kyk julle na daai prentjie. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek sien daar 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo oor hom, en 7 lampe wat onder hom staan of langs hom staan, telkens 7 aanvoerpype loop na die lampe wat bo oor hom is, uit hierdie bak uit. Ook 2 olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan, een aan die linkerkant daarvan. Okay. Sien julle klaar bietjie beter nou, wat julle gelees het? So met hierdie prentjie voor jou, kom ons probeer sien, wat sê die Here vir ons, in 'n tyd soos hierdie. Vers 4. Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het gesê, wat beteken dit, my Heer? En die engel wat met my gespreek het, antwoord en sê vir my, weet jy dan nie wat dit beteken nie? So asof hy vir hom sê, maar jy is eintlik veronderstel om te weet wat dit beteken. Jy is 'n profeet. So die profeet Sagaria is maar net eerlik as hy sê, nee Here, ek weet nie wat dit beteken nie. Vers 6, toe antwoord hy, dit is die woord van die Here aan Zerubbabel. Nou goed, onthou nou, die volk het teruggekom, 'n groot deel van die volk het teruggekom van Babylon af, Jerusalem toe, om die tempel te kom herbou. Saam met die volk het gekom Joshua, nie die Joshua van Exodus nie, Joshua die hoëpriester, en saam met Joshua die hoëpriester het Zerubbabel gekom. Hy was die gouverneur, of die een wat koning sou word. So, vers 6 sê, dit is die woord van die Here aan Zerubbabel, wat nou saam met Joshua gekom het. Naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Vers 7. Wie is jy? Groot berg. Dit is soos 'n molsoop wat nou 'n berg geword het, né? Onthou hulle het begin bou in die tempel en toe het hulle weer gestop want dit het te moeilik geraak. En nou sê die engel vir hom, die Here sê vir hom, wie is jy, groot berg, voor Zerubbabel? Voor Zerubbabel sal jy 'n gelykte word. En hy, Zerubbabel, sal die sluitsteen tevoorskyn bring, die laaste steen, die finale steen wanneer die tempel gebou word. Hy sal daai sluitsteen tevoorskyn bring en die laaste steen opsit, terwyl die volk uitroep, genade, genade oor hom. In die ander vertaling staan, mooi, mooi. Of,
bless it. God bless it, God bless it. Die sluitsteen is die finale steen wat gelê word. En dan in vers 8. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê, die hande van Zerubabel het die fundament van hierdie huis gelê, 16 jaar terug, en sy hande sal dit voltooi. Dan sal jy weet dat die Here van die leerskare my na julle toegestuur het. Vers 10. Want wie verag die dag van klein dinge? Small beginnings. Hulle het begin en opgehou, maar hulle het begin. Wie verag die dag van klein dinge, terwyl daardie 7 die oë van die Here wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die skietloot aanskou in die hand van Zerubabel. Nou, die 7 oë van die Here is nie een of ander alien ding nie, dis die perfekte getal, Bybelse getal, nê. So die Here kyk oor die aarde en hy mis niks. Hy sien alles. Hy sien almal en hy sien alles. So hy sê, terwyl sy oë die aarde deurloop, en hy aanskou met blydskap hoe dat Zerubabel die skietloot in die hand het terwyl hierdie tempel gebou word. Die skietloot is soos die wat is die ding waarmee ons bou daai met die glas passe, wat is dit? Waterpas. Soos die waterpas. Nee, hulle het net in daai tyd 'n skietloot gebruik. Vers 11. Toe vra ek vir die engel, wat beteken daai 2 olyfbome weerskante van die kandelaar? En verder het ek hom ook gevra, wat beteken daai olyfbome? En toe vra hy hom ook verder, wat beteken die 2 bondels olyftakke? Nou hier kan jy dit beter sien. Weerskante van die goue bak. Langs die 2 goue pype waaruit die goudkleurige olie stroom. Wat beteken dit? En hy het vir my gesê, weet jy nie wat dit beteken nie? En weet jy ook nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee meneer, ek weet nie. Sien julle die prentjie al hoe beter? Die oliebak, die 2 olyfbome, die olyftakkies, olie wat uitgegiet word in die bak, wat die lampe voortdurend voorsien met olie. 2 bome, uit die olie in die bak inloop, en dan na die lampe toe. En Sagaria sê, nee meneer, ek weet nie wat dit beteken nie. Toe sê hy in vers 14, dit is die 2 gesalftes, wat in diens staan van hom aan wie die hele aarde behoort. So hy praat hier van Zerubabel en van Joshua. Hulle is geroep om die werk gedoen te kry. Hulle is geroep om voor te loop sodat die werk gedoen kan word. Nou, hierdie gedeelte is vir my eintlik op 'n manier, toe ek dit eers lees, dan dink ek, ja, ek weet nie of ek hieroor moet preek nie, want ek weet self nie 100% wat dit beteken nie, maar hoe meer ek daarna gekyk het ek besef, dit is eintlik so oorweldigend, ek weet nie eintlik waar om te begin nie. Maar kom ons vra eers die vraag. Wat sien jy? Wat sien jy? 'n Fundamentele vraag, dink ek, wat die Here aan almal van ons op stadiums in ons lewens vra. Hy vra vir jou, wat sien jy? Want die oomblik wat ons nie meer sien wat die Here besig is om te doen in ons lewe nie, dan is ons baie geneig om ontmoedig te raak en om hoop te verloor. Ons raak sonder visie, sonder om te sien wat die Here doen, is die volk geneig om ten gronde te gaan. So, wat sien ons hier? Goue kandelaar, goue lampstander. Onthou hulle het opgehou bou aan die tempel vir 14 tot 16 jaar. Opgehou bou aan die tempel. Waar is hierdie goue kandelaar veronderstel om te staan? In die tempel. In die tempel.
Hy sien iets wat veronderstel is om in die tempel te wees. Die Here is besig om met Sagaria te praat oor die herbou van die tempel, en nou sien hy hierdie goue kandelaar wat veronderstel is om in die tempel te wees. Hy sien ook die 2 olyfbome en die olyftakkies. Hy sien Joshua en Zerubbabel. So Sagaria is so bietjie verward. Hy sukkel om te verstaan wat die Here vir hom wys. Hy sien hierdie lampe wat gevul word met olie van die olyfbome af. In die tempel is die lampe gevul met, in daai tye toe die tempel nou nog nie verwoes is nie, is die tempel voortdurend die kandelare gevul met olie wat deur 'n baie presiese, spesifieke reinigingsproses gegaan het, voorberei is. Die olie is deur sekere rituele voordat dit gebruik is in die kandelaar. Maar in hierdie prentjie sien ons, word die olie direk uitgestort van die boom af, in die bak, in die kandelaar in, sodat die lampe kan brand. En die Here wil iets met hom doen. Hy is nou verward, hy verstaan nie die prentjie lekker nie, en die Here sê vir hom, as ek hierdie beeld gebruik, wil ek vir jou sê, wanneer ek met jou besig is, gebruik ek nie allerhande ompaaie nie, nie allerhande rituele vir die olie om uiteindelik jou te vul sodat jy kan brand vir my nie, 'n lig kan wees vir my nie. Ek kom met my gees direk in jou in. Direk en voortdurend. Sagaria hou aan om hierdie prentjie uit te pak en om hierdie puzzle te probeer ontrafel, dit wat hy sien, en die engel vra vir hom of hy verstaan. En aanvanklik verstaan hy nie lekker nie, maar dit is vir die Here baie belangrik dat ons verstaan. Belangrik dat Sagaria verstaan, want Sagaria moet dit oordra. Die Here wil nie onduidelik kommunikeer nie. Die boodskap vir die mense en vir ons moet baie duidelik wees. Want die Here is 'n jaloerse God en hy is lief vir ons. Dit is belangrik dat Sagaria verstaan sodat die mense kan weet wat die Here sien, wat die Here sê. So wat sien jy? Wat sien jy? Wat sien jy op hierdie oomblik in jou lewe? Wat sien jy vir jou lewe? Het jy al die Here gevra? Of het jy vir hom gesê, Here, ek sien nie nou eintlik iets nie. As ek kyk, dan is dit vir my net een groot blank. Dan moet jy die Here vra. Here, ek verstaan nie, ek verstaan nie die prentjie nie, ek wil graag sien. Ek wil graag verstaan. Ek het nodig om te sien wat die volgende tree in my lewe moet wees. Vir my kinders, vir my nageslag. Al is dit net 'n algemene rigting, Here, maar wys vir my asseblief, wat is die prentjie wat ek moet sien? Ons het nodig om te sien vir ons eie lewe, ons het nodig om te sien vir ons kinders, ons het nodig om te sien vir die gemeente, vir ons land, vir die wêreld. Op hierdie stadium sien ek 'n de mekaar wêreld. Baie onenigheid. Ek sien 'n wêreld wat besig is om kontak te verloor met goeie waardes en beginsels. 'n Wêreld vol verskeie agendas. Maar te midde van dit alles wat in die wêreld besig is om te gebeur, sien ek ook mense wat op soek is na integriteit. 'n Wêreld wat moeg is vir politieke ideologieë en agendas, 'n wêreld wat honger is vir die waarheid en vir geregtigheid. Ek sien 'n wêreld wat gereed is vir herlewing. 'n Wêreld wat gereed is om te ontwaak. Mense wat honger is vir die Here, maar hulle weet dit nie. Die evangelie was nog nooit so realisties van toepassing soos nou nie. 'n Tyd waar die evangelie deur die kerk verkondig moet word met meer autoriteit as ooit van tevore.
Wat sien jy? Ek sien 'n kerk wat toegerus moet wees, om te kan lei in 'n omgewing, in 'n samelewing, waar mense soekend is na Jesus Christus. Ek sien 'n kerk wat 'n priesterdom moet wees, van alle gelowiges. En 'n kerk wat na die nasies toe moet gaan met die goeie nuus van Jesus Christus, wat dit moet vat na elke moontlike mens wat dit nodig het. Ek sien 'n kerk wat nodig het om te sien hoe dat duisende en duisende gered word vir Jesus. Wat sien jy? Ek sien 'n kerk wat nodig het om vir die wêreld te wys hoe lief die Here hulle het. Die oomblik in die geskiedenis wat ons vandag beleef, kan nogal ontmoedigend wees, maar dit kan ook baie opwindend wees. Want wanneer die waarheid van die evangelie mense bereik, dan verander dit mense se lewe ten goeie. Dit verander mense se lewens ten goeie. Mense vind hulle bestemming in die koninkryk van God, wat ek en jy veronderstel is om te bou. Dis 'n wonderlike tyd om in te lewe, sien ek. Wat sien jy? Sagaria het nie aanvanklik verstaan wat hy sien nie, maar later het dit vir hom duidelik geword. Vra vir die Here om dit vir jou duidelik te maak. Vra vir die Here dat jy graag wil sien. Dis wat Sagaria gesien het. Een selfonderhoudende lampstander. Die olie kom net heeltyd in en die lamp brand. En die olie kom in en die lamp brand. 'n tweede ding. Dis ons onmoontlike planne word moontlik gemaak deur die Here. Sagaria 3 sien ons dat Joshua, onthou julle, ek het 'n paar mense hier voor gehad, Joshua het vuil klere aangehad en dat die Here hom gekleed met nuwe skoon klere. En hy het vir hom gesê natuurlik, hy het vir hom verduidelik wat sy identiteit is, hy het vir hom laat verstaan dat hy autoriteit het en hy het dit aangespreek en hy het vir hom gesê jy gaan die uitnodiging wees. Wanneer mense jou sien, gaan hulle uitgenooi word. En toe sê hy, maar dis nie goed genoeg nie. Hy sê nou hier vir hom, die feit is dis nie goed genoeg nie. Jy kan jou identiteit verstaan, jy kan verstaan wat die autoriteit is wat jy ontvang het, maar daar is iets anders wat nodig is om te gebeur. So Joshua het identiteit en sy autoriteit ontvang en verstaan, maar daar is iets anders. Daar is werk wat gedoen moet word. Seuns en dogters het take om te verrig. So hoe kry jy die werk gedoen as seun en dogter van die Vader? Die werk van die Here het hulpbronne nodig, dit is so. Dit het nie hulpbronne nodig van menslike mag en krag nie. Vers 6 sê dit baie duidelik, nie met mag en krag sal jy slaag nie. Die Here het ons geroep om te werk, almal van ons, om iets te doen, maar ons vertrou nie op ons eie persoonlike pogings nie, ons vertrou op die Here, om ons hulpbronne te gee, om die hulpbronne te wees. Ons vertrou die Here op vir sy hulpbronne van voorsiening in die werk wat gedoen moet word. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. Nie deur mag nie deur julle gesamentlike pogings nie deur 'n weermag nie deur 'n klomp mense wat opgesweep word nie, ook nie deur krag nie, ook nie deur my individuele pogings nie. Dit gaan nie gebeur deur jou harde werk nie.
En dit is nodig vir jou om hard te werk en die gemeenskappe sal saam en betrokke moet raak om die werk gedoen te kry. Maar waarin is ons vertroue geplaas? In die Here. Hy het gesê, ek sal die muur van vuur rondom julle wees. Onthou julle? Hy het gesê, ek sal die glorie in julle wees. En hy het gesê, maar julle moet die tempel bou. Ek sal die muur van vuur wees. Ek sal die glorie in julle wees. Maar julle moet die bouwerk voltooi. Julle moet die tempel bou. Onthou, die glorie kom van my, sê die Here. Nie van die tempel af nie. Ja, ons moet sisteme en strukture in plek kry en ons moet organiseer, maar ons moenie daarop vertrou nie. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. So ons beplan, ons werk hard, ons kry die werk gedoen, maar ons vertrou nie op ons eie planne nie, en ons eie krag nie. Ons doen die beste wat ons kan doen. Ons gebruik ons intellek, ons gebruik ons vermoëns, ons gawes, al ons talente, ja, ons doen dit. Maar ons vertrou op die Here om die werk gedoen te kry. Jy sien man, wanneer ons op ons eie hulpbronne vertrou, of hulle nou klein of groot is, dan sny ons eintlik hierdie voorsiening, sny daai pypies af. Die voorsiening wat van die Here afkom. Wanneer ons op onsself vertrou, en op ons eie pogings en maniere. Dit wat van die Heilige Gees afkom, dit wat hy gedoen wil hê in ons lewens. Dan plaas ons 'n limiet op dit wat die Here in ons kan doen en wat die Here deur ons kan doen. Moenie 'n limiet op my plaas nie, sê die Here. Vertrou my, sê die Bybel, en dan gaan jy en jy werk hard. Elke dag. En so baie keer in die kerk het ons prestasie gedrewe, hardwerkende mense, asof die Here nie betrokke is nie. En aan die ander kant het ons ook mense wat op hulle hande sit en wag vir die Here om alles te doen. Dis beide. Ons doen alles binne ons vermoë en ons bring dit voor die Here en ons erken, ons vertroue is nie op hierdie werk wat ons insit en dit wat ons doen en op ons hulpbronne nie, maar ons vertroue is op God. Maak nie saak hoe hard ek voorberei vir 'n Sondag of hoe hard die lofspan voorberei of al die ander bedieninge wat op 'n Sondag hier is, maak nie saak hoe hard ons werk en wat ons doen nie. Op die einde van die dag is dit wat God doen. Ons vertroue bly in die Here om te doen net wat hy wil doen en net wanneer hy dit wil doen. Jy kan 'n 1 jaar plan hê, jy kan 'n 5 jaar plan hê, jy kan 'n 10 jaar plan hê, jy kan 'n 50 jaar plan hê en ek dink jy moet dit hê. Vir jou lewe. Maar jy moet bereid wees om die Here toe te laat om enige tyd, enige plek te doen net wat hy wil doen. En wat hy dan sê is in vers 7, daai selfde tweede versie daar, hy sê, selfs die grootste berg sal voor Serubabel 'n gelykte word. Wanneer ons hom vertrou. Hierdie berg, hierdie onmoontlike ding, sal met die grond gelyk gemaak word. Wat lyk tans vir jou soos 'n berg in jou lewe? Wat sien jy? Hoe beweeg jy 'n berg? In 'n boek, Movers of Men and Mountains, skryf 'n Fransman, Le Tenue, ek weet nou nie presies hoe jy die naam uitspreek nie, ek hoop is naby genoeg, maar hy was die uitvinder gewees van hierdie CAT, ek dink ek het 'n voorbeeld hiervan, konstruksie, swaar voertuig, konstruksie, toerusting, die ontwerper en die uitvinder daarvan. En hy was seker 3 of 4 keer in sy lewe bankrot gewees, want hy het elke sent wat hy verdien het, weer teruggeploeg in verdere navorsing en ontwikkeling in hierdie masjinerie, maar hy het die heeltyd die Here vertrou. En elke sent wat hy gemaak het, het hy net weer teruggeploeg en teruggeploeg.
En hy vertel op 'n stadium die storie van die kontrak wat hy gekry het, 'n baie groot kontrak wat hy gekry het, van 'n groot berg grond, groot hoop sand, so ek praat nie van 'n hoopie nie, ek praat van 'n berg sand, wat hy moes skuif met hierdie toerusting van hom in 'n vallei in. Nou as jy in die konstruksiebedryf is, sal jy weet, hulle praat van cut en vul. So eintlik moes hy cut en aan die ander kant vul, maar hy moes al hierdie toerusting van hom wat so bekend geraak het, moes hy gebruik om dit te doen. En hy het met hierdie kontrak van hom begin en alles het verkeerd geloop. Dit het begin reën, toerusting het gebreek, die hele projek het net verkeerd geloop en op 'n stadium het hy op sy knieë gegaan en hy het vir die Here gesê: Here, ek doen die beste wat ek kan. U moet asseblief hierdie berg skuif. U woord sê dat u berge kan skuif. En daardie aand was daar 'n aardbewing in daai omgewing en die aarde het geskud en hierdie berg het in daai vallei ingeskuif. Hy het die Here vertrou. Wat hy geleer het, sê hy, is ja, ek het vermoëns ontvang om dinge te ontwerp en om dinge te ontwikkel, maar my vertroue moet altyd in die Here bly. Daar is hierdie geheimsinnige spasie, dink ek, voel dit vir my, bokant ons, waarin ons altyd geanker moet bly. Ons moet onsself nooit anker in ons aardse posisies of spasies of vermoëns nie. Ons leef en ons doen ons werk in hierdie tydelike aardse spasie, want ons is daartoe geroep, maar ons anker onsself in hom, in daai spasie, daai hemelse spasie, waarin ons vertroue is. Ons sê, Here, laat hemel aarde toe te kom, om te doen wat ons moet doen. Om ons te help om te doen wat ons moet doen. Ek wonder of Jesus, toe hy dit gesê het, in Markus 11:22, toe hy gesê het, julle moet geloof in God hê, dit verseker ek julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit, wat hy sê, gebeur, vir hom sal dit gebeur. Ek wonder of Jesus, toe hy dit gesê het, gedink het aan wat Sagaria gesê het, in hierdie boek van hom, in hierdie profesie. Toe hy gesê het, selfs die grootste berg sal voor Serubabel gelyk te word. Ons onmoontlike planne word moontlik gemaak deur die Here. Ons berge sal met die grond gelyk gemaak word. En dis wat hy vir hulle sê, hierdie ding wat veronderstel was om in die tempel te wees, is bedoel om 'n voortdurende, aanhoudende vloei te hê van my, van die Heilige Gees in ons lewens in. Dis 'n selfvervullende, selfversekerende, selfgenesende, selfgenererende proses, sê die Here. As jy my net toelaat. As jy my nie afsny nie. Die derde ding, wanneer ons terugkeer om te ontwaak en die werk te doen en verder te bou, moet ons dit waarmee ons begin het klaarmaak. As ons op hom vertrou natuurlik, nee. Moet ons dit klaarmaak. Die eerste ding sê, wat sien jy? Die tweede ding sê, ons onmoontlike planne word deur die Here moontlik gemaak. Die derde ding is, wat ons begin in die Here, moet ons klaarmaak in die Here. Ek dink daar is sommige van ons wat al dinge vir die Here begin het. Wat al in ons persoonlike lewe 'n verhouding met die Here Jesus begin het. Maar ons het dit nie klaargemaak nie. Ons het nie aangehou bou nie. Ons het nie bly ontwaak nie en bly herleef nie. En die Here wil vir jou vanoggend herinner om dit weer op te tel. Hy wil vir jou sê, nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees. Wat sien jy?
Wat het jy gesien? En wat sien jy nou? Vers 9 sê hy, Serubabel se hande het hierdie tempel se fondamente gelê. Hy het begin met hierdie projek, saam met die klomp wat teruggekom het. Sy hande het die fondamente gelê, sy hande sal dit klaar bou. Dan sal julle weet dat die Here die Almagtige my na julle toe gestuur het. Dan sal julle weet, die woord wat ek vir julle gee, die profesie wat ek vir julle gee, is die waarheid. Jy sien, as die Here ons visie gee, as hy vir ons 'n taak gee, as hy vir ons iets gee in ons lewens, dan sal daar allerhande dinge wees, van allerhande plekke af, wat ons probeer ontmoedig, en wat ons probeer oortuig om te stop, en om op te hou, en om op te gee. Allerhande redes en verskonings, oor hoekom ons dit nie moet doen nie, en moet ophou daarmee. Nee, ek kan nie meer in leierskap wees nie. Ek kan nie meer dit doen nie. Ek kan nie nog steeds elke Sondag dit doen nie. Of ek kan nie meer by die werk nog Bybelstudie hou, of wat ook al nie. Oppositie van binne af, gedagtes nê, vyand val ons gedagtes aan die hele tyd. Oppositie van buite af, tekort aan geloof, tekort aan visie, tekort aan hulpbronne. Ons het al die redes in die wêreld om op te gee. Baie interessant, ek het hierdie week gaan kyk na 'n klomp ou notules. Ek het iets spesifieks gesoek. En toe sien ek in 2006 het hierdie gemeente 'n besluit geneem om toerusting vir die kinders te bou op die terrein. En nou gaan ons dit doen. Baie interessante ding, ons het reeds in 2004 gepraat oor die bou van die kruik. Elke jaar verskonings gehad. Elke 3 jaar daaroor gepraat en net, nee, daar's nie geld nie en daar's nie hulpbronne nie en uiteindelik in 2014 of 2015, ek kan nou nie onthou net ons begin. En onthou julle aanvanklik het ons nog steeds nie geld gehad nie. Ons het die besluit geneem in geloof en ons het die fondasies gegooi en die vloer gegooi met dit wat ons het. En toe hou die Here net aan voorsien. En ons het die plek klaar gebou binne 2 jaar. Aardse goed, aardse planne. Goeie voorbeeld van wat die Here eintlik hier sê, maar waarvan hy hier praat, is die koninkryk van God, wat gebou moet word. En dalk was jy deel daarvan, op 'n stadium, met groot ywer, en jy het net opgehou. Jy wou net nie meer, jy was nie meer lus nie, of iemand het iets gesê wat jou ontstel het, of wat ook al. En jy het opgehou bou, saam met medegelowiges. Hy probeer vir ons wys dat wat hy ook al vir ons het. Hy het gewys vir Serubabel, wat hy ook al vir hom het om te doen. Hy sal die hulpbronne voorsien. Hy moet net die werk doen. Stop om jouself te vertrou, om jou natuurlike gawes en vermoëns, jou charisma te vertrou, of wat dit ook al is. Vertrou in my, sê die Here. Wat het ek gesê? Wat het ek vir jou gesê om te doen, om te gaan doen? Terwyl jy my vertrou. Jy sien, dis hoekom dit so belangrik is dat ons sal voltooi dit waarmee ons begin het. En dis die Here se belofte, hy sal dit doen. As ons nie goed bou nie, sal ons ook nie goed eindig nie. 1 Korintiërs 3:12 sê, of het goud of silwer of edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. As jy goeie materiaal gebruik, sal dit vir ewig hou. Dis 'n basiese beginsel van bouwerk. Ons moet bou met die woord van God. Met dit wat hy vir ons sê en sy beloftes. Bou jy terwyl jy vertrou op die Gees van God?
Bou jy met integriteit, met goddelike karaktereienskappe? Hoe bou jy? Dis belangrik in die koninkryk van God. En as die werk gestop word, as jou werk gestop word, dit wat jy ook al vir die Here gedoen het of wou doen, net skielik ten einde loop, moet jy terugkeer na die oorspronklike visie wat God vir jou gegee het. Dit wat hy vir jou gesê het om te doen. En jy moet jouself die vraag vra. Hoe gaan ek bou? Hoe is ek besig om te bou? En dan moet jy begin bou met jou vertroue in God. Dit is ook belangrik, saam met wie ons bou, natuurlik baie belangrik. En ek wou eers nie iets hieroor sê nie, maar toe herinner ek myself aan 'n gemeente in die Kaap, gemeente soos ons, wat 'n aanbiddingsbyeenkoms gehou het, saam met moslems en allerlei ander gelowe, nie 'n uitreik nie, 'n aanbiddingsbyeenkoms. Elkeen bid soos hy wil en alles is aanvaarbaar. 1 Korintiërs 15:33 sê, moet julle nie langer mislei nie, slegte geselskap bederf goeie sedes. Jy kan 'n wonderlike mens wees, op 'n wonderlike missie. Maar as jy jouself begin assosieer met die verkeerde mense, dan sal jy skielik die spoor begin byster raak. Dit is maar net so. Dis hoekom die Here sê, ons moet nie die byeenkomste met medegelowiges versuim nie. Niks en niemand is perfek in hierdie wêreld nie, maar ons moet weet dat slegte geselskap bederf slegte goeie sedes, bederf goeie sedes, goeie karakter. Om 'n taak te voltooi is net so belangrik as om dit te begin natuurlik. Miskien belangriker, seker. Vers 9 sê die Babel, hy sê die Babel se hande het hierdie tempel se fondamente gelê, sy hande sal dit klaar bou. Hy het begin en hy sal dit klaar maak. Ons moet klaar maak waarmee ons begin het. Ek en jy, elkeen as individu, maar ook as kerk van Christus. Dis nie die verkeerde seisoen nie. Dit is die seisoen. Ons moet klaar maak. Ek weet, iemand het eendag gesê, dis om iets te begin en dit nie klaar te maak nie, is soos om dit nooit te begin nie. Asof jy dit nooit begin het nie. Soms spandeer ons soveel geld en soveel tyd en soveel energie om iets te doen en dan maak ons dit nie klaar nie. Jesus Christus het aarde toe gekom en hy het voltooi dit waarvoor hy gekom het. Hy bid en hy praat met die Vader en ons sien in Johannes 17 sê hy dat hy die werk voltooi het wat die Vader hom gegee het om te kom doen. Baie mense is vinnig om te begin, maar nie sterk om klaar te maak nie. Hy sê vir Zerubbabel, luister nou baie mooi na my. Ek wil hê jy moet sien hoe jy hierdie werk klaar maak. Wat sien jy? Hy sê sien hoe jy die werk klaar maak. Want dit hang nie van jou af nie. Ek voorsien. Sien jouself met daai laaste klip in die hand, die sluitsteen. Bou met daai klip in jou hand, sodat jy die laaste steen kan opsit. So Zerubbabel het gedoen het met die aanhoor van al die mense om hom mooi. En dan sê hy, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die Engels sê, do not despise the days of small beginnings. Here, maar ons het nie eintlik begin nie. Ons het nie eintlik begin met die speeltoerusting in 2006 nie. En daar is nooit geld daarvoor nie. Here, ja, my poging was eintlik so klein. Here, maar ons het eintlik 16 jaar terug al opgehou om die tempel te bou.
Die Here sê, moet dit nie gering ag nie. Julle het al 'n begin gemaak. Al was dit net vir 2 jaar wat julle gebou het, julle het 'n begin gemaak en moet dit nie gering ag nie. Ja, Here, maar dit is klein. Sommige van ons sit hier vanoggend en ons dink, is maar eintlik dieselfde in ons lewe. Ek het 'n begin gemaak ergens, dis so lank terug. Ek het 'n begin gemaak in my geestelike lewe, ek het ergens gekies vir die Here Jesus en nou is dit eintlik net so dowwe verhouding. Ek ken die Here nie meer regtig nie. Ek lees Bybel as ek onthou. Ek bid nie eintlik meer nie. Maak nie saak hoe klein ons begin was nie, die Here wil dit laat herleef. Die vraag is, wat sien jy? Sien jy dat die Here vir jou voorsien? Sien jy dat die Here met jou werk? Sien jy dat hy besig is in jou? Dat hy iets besig is om te doen met jou? Wat sien jy? Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Niemand ag 'n babietjie gering nie. Veral nie al die oumas en oupas wat ons deesdae hier in die gemeente het, is al fotootjies wat ek sien. Het ons die baba in die krib geminag? Die koning van heerlikheid is gebore uit 'n mens, het in 'n krib gelê, in 'n stal. Hy wat aan die kruis gesê het, dit is voltooi. Dit is volbring. Ek het dit klaar gemaak. Moenie 'n vorige gebroke begin minag nie. Die vraag is, wat sien jy? Ek gaan klaar maak. Ja, maar Here, ek weet nie wat ek sien nie, sê Sagaria. Kom ek vertel jou. Hy sê, kyk wat sien jy? Jy sien, ek wil my olie uitgiet vanuit die hemel, om alles te voorsien wat jy nodig het, om te doen wat gedoen moet word. Ek wil vir die kerk voorsien, alles wat die kerk nodig het, om die taak te voltooi, wat ek vir die kerk gegee het om te voltooi. Nie deur julle mag of deur eie krag nie, maar deur my gees, sê die Here. Jy moet glo wat die Here oor jou lewe uitgespreek het. Wat die Here beplan. Anders sal dit altyd net 'n klein begin bly. En die gevaar is dat jy jouself dan gering sal ag. Wat het die Here gesê? Wat het die Here oor en oor, jaar vir jaar in jou lewe gesê, al die honderde byeenkomste wat jy al in eredienste was soos vandag? Jy het selfs al vir die mense gesê, joh, die Here het net vandag weer bevestig wat hy vir my voorheen gesê het. Moenie die moeilike dae van 'n klein begin minag nie. Dis die tye in ons lewe wat die Here ons vorm. In daai moeilike tye, wanneer ons ophou bou, wanneer dit net te erg raak en te veel raak en wanneer daar te veel teenkanting is. Dis wanneer die Here ons vorm. Wie ag dit gering om 'n baba te leer loop? Of om hom te leer praat? Of om hulle te voer met purity en alles lê die hele tafel in die vloer vol? Wie ag dit gering? Ek praat nie eers van die doeke afkry nie, maar die Here sê, moenie daardie dae minag nie. Dis daardie moeilike beginpunte in ons gesinslewe, in ons besigheidslewe, in ons kerklewe, in ons bedieninge, wat ons voorberei en vorm vir dit wat nodig is om gedoen te word en om daai werk klaar te kry. Die Here gebruik alles in sy groot meesterplan. Al dink ons, dit was te vergeefs. Al dink ons, ek het opgemors. Hy beklemtoon net hier in die einde weer, hoekom dit so belangrik is om die werk klaar te maak. Hy sê in vers 10,
Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie, en dan sê hy, die oë van die Here, wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die skietloop aanskou in die hand van Serubabel. En die mense sal bly wees wanneer hulle sien, Serubabel gaan aan met die bouwerk. Sewe oë, né? Ek het julle gesê, dis nie een of ander snaakse ding nie, dis die teken van volmaaktheid, dis die Here wat alles sien, dis die Here wat oral is en alles aanskou, die perfekte getal, Bybelse getal. Daar's 2 plekke in die Bybel waar daar staan dat die Here se oë die aarde deurloop, né? In 2 Kronieke 16 staan daar wanneer die Here se oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te ondersteun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Maar hy's nie net op soek na mense wie se hart onverdeeld op hom gerig is nie, hy's ook op soek na die mense wat die werk voltooi. Na mense wat die werk sal voltooi. Jy kan nie op jou hande sit en dink iemand anders sal dit doen nie. Sy oë deurloop die aarde en hy sal hom verheug daarin as hy sien dat die finale steen gelê word. Hy verheug hom in almal wat doen wat hulle geroep is om te doen. Ek het nog nooit so oor hierdie gedeelte regtig gedink nie. Maar hy is op soek na hulle om die taak afgehandel te kry. Hy is gereed om ons te help om die taak te voltooi. Vertrou my net. Soek na my hulpbronne, sê die Here. Ja, jy het natuurlike en jy het menslike hulpbronne nodig, dit is so. Jy het klippe nodig en jy het stene nodig en hout en al hierdie goeders, as jy die tempel wil bou, het jy al hierdie goed nodig, dis waar. Maar jy het nodig om hard te werk. Maar moenie bekommerd wees nie, ek sal jou help. Ek sal jou beskerm. En daar een rede hoekom hulle opgehou bou het, is hulle was aangeval deur die vyand en hulle kon nie met die een hand bou en met die ander hand hulle self verdedig nie. Die Here sê, ek sal julle beskerm, gaan aan. Bou verder. Ek sal sorg vir goddelike koneksies en vir goddelike verhoudings. Regte mense op die regte tye. Ek sal alles doen wat nodig is, sê die Here. Ek wil net hê jy moet bou. En die Here het leiers nodig altyd om voor te loop, soos Joshua en Serubabel, 2 olyfbome, olyftakkies, soos julle hier sien. En ons moet onthou, dit gaan nie oor ons identiteit of net oor ons identiteit en ons sekerheid dat ons gered is nie, maar oor die opdrag en die taak wat die Here vir elkeen van ons gegee het. Die roeping wat hy op ons lewe geplaas het. Sommige is geroep om leringe te gee. Ander is geroep om te lei in lofprysing en aanbidding. Ander is geroep om te gaan evangeliseer. Almal van ons is geroep om in 'n bediening te wees. En die Here vra, wat sien jy? Ek sien 'n lampstander, 'n goue bak, 2 olyfbome aan weerskante. Wat beteken dit, Here? Nie deur mag en deur krag nie, maar deur my gees. Ek sal voorsien. So kom ons gaan hier uit vandag. Kom ons stap uit in geloof. Kom ons werk hard. Kom ons vertrou die Here om alles te voorsien, soos wat hy nog altyd gedoen het, moet ek bysê. Om ons eie roeping in vervulling te bring, om die kerk se roeping in vervulling te bring. As jy vanoggend hier sit en jy voel dis ek. Die Here praat vandag met my. Ek moet verder bou. Moet begin bou. Jy nie opstaan nie. Ek wil graag bid vir julle. As jy voel die Here praat met my vandag. My geestelike lewe, my bediening, wat ook al. Jy nie opstaan nie, dan bid ek vir jou. En as jy vanoggend hier sit en jy besef, ek twyfel of ek die Here ken soos wat ek hom moet ken.
Ek dink ek ken die Here, maar ek twyfel. Om die Here Jesus te ken beteken om jou hele lewe oor te gee aan hom. Om jou hele lewe vir hom te gee. Nie net om hom te ken en iets van hom af te weet nie. As dit dalk jy is, dan wil ek ook vir jou vra om op te staan. Here, dankie dat U vandag U woord, die woord van Sagaria, vir ons kom oopbreek het. Vir my ook, Here, dat U vir ons kom sê het, dat U is net eenvoudig alles in ons lewens. Ons hak so maklik vas by onsself, en by dit wat ons kan doen, en by dit wat moontlik in ons pad kan staan, en Here, ons hak so maklik vas by 'n vorige geleentheid waar ons dalk 'n gebed saam met iemand gebid het en dis waar dit gebly het. Dit het nie ons lewe verander nie. En van ons het op 'n stadium voluit gelewe vir U, Here, en ons is op 'n plek waar ons voel, ons het eintlik tot stilstand gekom. Ons ken U nie soos ons U moet ken nie. Ons stap nie in die voetspore dat die stof aloor ons is nie. Ek wil kom bid, Here, dat U vanoggend elkeen van ons sal kom aanraak. Dat U vir ons sal laat ervaar hoe dat U deur U Gees alles kom moontlik maak. Dat ons sal vergeet van mag, van gesamentlike mag. Dat ons sal vergeet van ons eie krag. Maar dat ons sal weet, deur U Gees is enige iets moontlik in ons lewens. Here, ons wil nie maar net mense wees wat elke Sondag in die kerk sit en 'n boodskapie luister wat ons waarskynlik 10 minute later of 'n dag later van vergeet nie. Ons wil hê, Here, dat U woord wat lewend is, wat elke keer spreek in ons lewens in, ons wil hê dit in ons lewe verander. En ons weet dit hang nie van ons af nie. Ons moet 'n keuse maak. Ons moet U terugkies. Maar Here, U sê deur U Gees. Dankie. Dankie, Here, dat U voorsien in alles. Al voel dit soms nie so nie. Al voel dit soms of daar geen voorsiening is nie, en ons hou op bou, ons hou op om te bou, omdat ons net nie meer kan nie, Here, en dan sê U, kyk net weer na my, en onthou, waar kom dit vandaan? My voorsiening is voortdurend. Ons eer U, Here. Ons eer U, in Jesus naam. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees by elkeen van julle wees. Amen.